Paulus' eerste brief aan Timotheus. Paulus het baie jare spandeer om rond te reis en nuwe kerke te begin, en hy het met sy sending 'n groot span medewerkers ontwikkel. Timotheus was een van hierdie medewerkers. Paulus was eenmaal in die stad Lystra, en daar het hy Timotheus 'n getroue ma en ouma ontmoet. Hy was beïndruk deur Timotheus se passie en toewyding aan Jesus. So Paulus het hom gementor vir baie jare, en uiteindelik begin om hom op sendings na verskillende kerke te stuur. En so toe Paulus te hore gekom het van 'n groep leiers wat die invloedryke kerk in Efese binnengedring het. Hulle het verkeerde idees versprei oor Jesus en wat dit beteken om hom te volg. Hy het Timotheus gestuur om hierdie leiers te konfronteer en orde in die kerk te herstel. So nadat Timotheus daar aangekom het, het Paulus hierdie brief gestuur om op te volg en om leiding te gee oor hoe om sy missie uit te voer. Die brief het 'n baie goeie ontwerp. Daar is 'n openings- en slotopdrag aan Timotheus om hierdie leiers en hulle slegte teologie te konfronteer. En dan omring dit twee groot middelste gedeeltes wat vol praktiese instruksies is oor die probleme wat Timotheus moes aanpak in die kerk van Efese. En dan word al hierdie gedeeltes uiteindelik aan mekaar gekoppel deur 'n reeks van 3 gedigte wat die opgestane Jesus as die koning van die wêreld verheerlik. Kom ons spring in en jy sal sien hoe dit werk. Paulus begin deur te dink aan hoe hy Timotheus na Efese gestuur het om hierdie leiers wat hulle vreemde idees versprei het te konfronteer. En hy beskryf hoe hierdie ouens obsessief is daaroor om te spekuleer oor die Torah, spesifiek die vroeë verhale en geslagregister van Genesis. En soos ons sal sien, het hulle allerlei vreemde lering ontwikkel oor kos en die huwelik en seks wat nie ooreenstem met die lering van Jesus of die apostels nie. Hy noem self sommige van hierdie mense Alexander en Hymenaeus. En hy beskryf hoe hulle lering die kerk verdeel het en omstredenheid veroorsaak het. En sê Paulus, is dit eintlik die eerste duidelike teken dat dit wat hulle ander leer verwronge is. Wanneer ware Christelike onderrig gedoen word, is dit getrou aan die weg van Jesus en die gevolg daarvan is liefde en ware geloof. En hy sê die doel van die Torah is in elk geval nie om spekulasie aan te vier nie. Dit is eerder om die waarheid oor die menslike toestand te ontbloot, soos dit vir Paulus gedoen het. Korrekte lering oor die Torah sal mense lei om die genade van God te sien, soos dit bekend gemaak is in die Messias, wat gekom het om sondige gebroke mense te red. En so sluit Paulus hier af, met 'n gedig wat koning Jesus bo alles eer. En hy sê vir Timotheus aan om hierdie mans en hul valse lering stop te sit. Hy spreek dan spesifieke probleme aan wat deur die valse leraars in hierdie kerk veroorsaak is. Eerstens roep hy Timotheus om gereelde kerkbyeenkomste te hou, om te bid vir die regeerders van Rome en vir vrede. Want vrede in die land skep die ideale omstandighede vir Jesus se volgelinge om aan te hou om die boodskap te versprei oor die God van vrede, wat wil hê dat alle mense gered moet word. Die God wat Jesus as die enigste middelaar gestuur het om sy lewe as losprys vir almal te gee. In teenstelling met die valse leermeesters herinner Paulus vir Timotheus dat God die hele wêreld wil red. En gebed sal dit voor in hulle gedagtes hou. Paulus spreek dan die probleme aan wat verband hou met die mans en vroue wat beïnvloed word deur hierdie korrupte leiers in Efese. Eers stop hy 'n groep mans wat in kwaai teologiese argumente betrokke raak wat deur die leermeesters begin is. Hy sê hierdie ouens moet leer hoe om te bid. Dan konfronteer hy 'n groep ryk vroue in die kerk wat maak asof die Sondag samekoms 'n modeparade is. Hulle het so fancy aangetrek dat dit die meeste ander mense wat nie so 'n klerekas kon bekostig nie, laat skaam kry het. En nie net dit nie, sommige van hierdie vroue het ook onregmatige leiersposisies in die kerk ingeneem. En hulle was besig om ander mense dieselfde slegte teologie te leer as die korrupte leermeesters. So Paulus het hierdie vroue gestop. Hy sê, hulle moenie in die kerk lei of onderrig nie. En dan gaan hy verder om die verhaal van Adam en Eva en die slang van Genesis hoofstuk 3 te verken. Nou hier is een van daai gedeeltes in Paulus se briewe wat soos Petrus sê, nogal moeilik is om te verstaan. Daar is baie verskillende sieninge oor wat Paulus hier bedoel het. Party mense dink dat Paulus alle vroue verbied om ooit mans te leer of te lei in enige kerk. En dat sy kommentaar oor Adam en Eva gaan oor hoe God beveel het dat slegs mans leiers in die kerk kan wees. Daar is ander mense wat dink dat Paulus vroue verbied om leierskap oor mans in die kerk te hê. Maar as hulle eers geleerd is, kan vroue onderrig gee as leiers in die kerk
onder manlike leierskap. En daar is ander wat dink dat Paulus slegs hierdie vroue in Efese verbied, en dat sy kommentaar oor Adam en Eva 'n vergelyking is van hoe hierdie vroue deur valse leermeesters mislei is. Nou watter siening jy ook al het, Paulus maak dit duidelik dat hierdie vroue van Efese onder Timoteus se leierskap moet kom en behoorlike teologiese onderrig moet kry. En die doel is om hulle te help groei, sodat hulle eendag soos die uitsonderlike vroue bedienaars kan word, wat Paulus in sy ander briewe noem, soos Phoebe of Junia of Priscilla. Paulus gaan voort om hierdie leierskapkrisis aan te spreek. En hy vra Timoteus om 'n klein, gesonde span mans en paas aan te stel, wat as ouderlinge of toesighouers van die kerk kan optree. Dit moes mans van uitsonderlike karakter en integriteit wees, en hulle sal saam met 'n span diakens werk. Dis 'n Griekse woord wat beteken dienaar. En hierdie is mans en vroue wat die bediening in die kerk doen en lei, en hulle moet dieselfde tipe karakter hê as die ouderlinge. En in geheel moet hierdie mense bekend wees vir gesonde verhoudings in hulle gesinne, want dit sal wys dat hulle kan lei in die kerk wat God se gesin is. En die manier waarop hulle almal saamleef is konsekwent met die verhaal oor Jesus, wat verken word in die slotgedig oor sy menswording, sy dood, sy opstanding, sy verheerliking as koning en dan die verspreiding van sy nuwe familie oor die wêreld. Paulus se tweede stel instruksies vir Timoteus is ook baie spesifiek oor die probleme wat deur hierdie slegte leiers veroorsaak is. So eers help hy hulle slegte teologie reg. Hulle het vir mense vertel dat hulle sekere kosse moes ophou eet, heel waarskynlik vleis, en nie moes trou nie, wat vir Paulus belaglik was. So hy gaan na Genesis 1 en hy herinner Timoteus dat God se hele skepping goed is, kos en die huwelik ingesluit. Dit moet alles met dankbaarheid aangegryp word deur diegene wat die Skepper ken en hom dank daarvoor. Paulus spreek dan die probleme in verband met die kerk se versorging van weduwees aan. Hierdie belangrike bediening is deur jonger en ryker weduwees uitgebuit, heel waarskynlik dieselfde moeilikheidmakers van hoofstuk 2. Hulle sou aanmeld vir die kerk se sorg, maar dan hulle daar deurbring deur rond te slaap, te skinder en die kerk se reputasie in die stad te beskadig. Paulus wil niks hiervan hoor nie. Hy sê slegs ouer weduwees wat geen ander familie het om hulle te ondersteun nie, kwalifiseer. En aan hierdie weduwees sou die kerk die liefde en vrygewigheid van Jesus betoon. Paulus spreek dan die probleme onder van die ouer mans in die kerk aan. Timoteus moet hulle ouderdom respekteer, maar nie hulle wangedrag nie, wat moontlik alkohol verwant is. Hulle is besig om die kerk se reputasie in Efese skade aan te doen. So Timoteus moet hulle in liefde konfronteer en hulle vra om te bedank indien hulle in leiersposisies is. En dan voeg Paulus hierdie interessante kantaantekening by, dat dit nie beteken dat Timoteus self nooit mag drink nie. Gegeewe sy maagprobleme, moet hy dalk elke aand 'n glas wyn saam met sy aandete neem. Dan spreek Paulus 'n probleem aan onder Christenslawe. Sommige van hulle het nie hulle Christelike meesters respekteer nie. So die evangelie skep gelykheid tussen Jesus se volgelinge. Paulus dink egter dat gelykheid op 'n strategiese manier geïmplementeer moet word, wat nie die missie en getuienis van die kerk benadeel nie. As Christene assosieer word met slawerebellies, is hulle in die moeilikheid. Die Christelike transformasie van die Romeinse huishouding moet strategies geïmplementeer word, sodat hulle bure oortuig kan word en nie afgeskrik word deur hierdie nuwe visie van God se familie nie. Laastens sluit Paulus die brief af deur Timoteus weer opdrag te gee om die korrupte leiers te konfronteer. Paulus sê, dit gaan eintlik vir hulle daaroor om baie geld te maak. Deur volgelinge bymekaar te maak en hulle dan baie geld te vra vir hulle onderrig. Hierdie leermeesters verraai Jesus en sy boodskap van tevredenheid en 'n eenvoudige leefstyl. En daarom leer Paulus die ryk Efesiër Christene om ryk te word in goeie werke en vrygewigheid en om al hulle hulpbronne beskikbaar te stel aan koning Jesus. En hy is die een wat die laaste gedig inspireer oor hoe hy die ware koning oor alle ander konings is. 1 Timoteus is 'n baie belangrike brief. Dit help ons om die groter prentjie te sien van die aard en die missie van die kerk. So wat 'n Jesus gemeenskap glo, gaan vorm hoe daardie gemeenskap lewe en optree in hulle stad.
En daarom moet hulle teologie, die oortuigings van die kerk, konstant bevraagteken en gevorm word deur die skrif en die goeie nuus oor Jesus. En hoe ander mense die kerk sien, is ook baie belangrik vir Paulus. Christene moet bekend wees as mense van integriteit, vir goeie werke, bekend vir hulle diens aan die armes en die wat dit die nodigste het. Alles uit eer aan die opgestane koning Jesus. En dis waaroor 1 Timoteus gaan.